Matteus 16 vers 13 kom, en dit vertel ons so 'n bietjie iets van wat die Here Jesus vir sy disippels en die mense om hom kom vra. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon, Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters, skrifgeleerdes moes ly, en gedood, en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin om bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Nou kom ons staan net gou vir 'n oomblik hier by stil. Dis die teksgedeelte wat ek baie graag vanoggend met jou sou wou deel. En dit is die tema van hierdie boodskap, is jy 'n volgeling of is jy 'n bewonderaar? Jy sien daar is 'n groot verskil tussen die twee. Verskoon. Jesus sê daar is 'n bepaalde voorwaarde wat nagekom moet word om hom te volg. En nou lees ons in vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Nou vriende, dit is nou maar net so dat wanneer 'n mens baie dikwels gaan kyk na die soort van advertensie wat die algemene kerk vandag na buite toe uitgooi, lyk dit baie dikwels vir die publiek, vir die gewone mens soos ek en jy daar buite, of dit 'n advertensie is van dat as jy Jesus het, dan is daar nou heeltemal oplossing en sal jy nooit weer probleme hê nie. Nou kom ek sê vir u dat daar is niks wat vir die Here onmoontlik is om te doen nie. Maar ons mag nooit van die kansel af die indruk of die idee gee, dat wanneer jy die Here Jesus aangeneem het, dan beteken dit nou, dat jy 'n probleemvrye lewe sal hê nie. Nêrens in my Bybel, hoor mooi, nêrens in my Bybel lees ek, dat die woord van die Here vir my sê, dat dit net maklik sal wees nie. Ek lees wel, dat hy sê, daar gaan moeilike en swaar tye wees. En dan lees ek ook dat die gedeeltes van wat die Here in sy woord vir my uitlig en wat in my Bybel onderstreep is, kom sê dat ek moet net hierdie een versekering hê, al gaan daar wees wat dit moeilik gaan wees, het ek geen nodigheid om te vrees nie, want die Here sê dat in daardie nood, in daardie moeilikheid, in daardie benoudheid, sal hy saam met my wees. Dis die goeie nuus. Nou ja, dit is nou maar net so dat as ons vandag hier vir julle die werk sou moes gee om te sê, ons het 'n groot advertensiebord hier buite waarop ons gemeente se naam geskryf staan. Hoe sal dit lyk as jy 'n advertensie woord moes kies? Wat sou jy graag aan die buitekant van daardie kerkgebou en hier op daardie groot advertensiebord wou opsit?
Hoe sal dit gelyk het? Wat sou daar moes staan wat uiteindelik dink jy 'n goeie verteenwoordiging sou wees van dit wat hier binne aangaan? Wat sou dit wees? Baie van ons sal dalk miskien 'n mooi teks opgesit het. Baie van ons sou miskien iets opgesit het soos woorde wat sê, Jesus red en genees. Dis waar, amen. Is dit waar? Jesus red mos en genees. Ons sou dalk miskien die mooi teksgedeelte van Matteus 11 kom opsit het waar het sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dis reg, dit is so, dis wat die woord sê. Johannes 11:25 sê vir ons, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis net so mooi teks wat ons kon opsit. Hebreërs 13 vers 5 sê weer, ek sal jou nooit verlaat nie, en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Dis 'n wonderlike, ongelooflike goeie teks om op 'n bord buite die kerk op te sit. Kyk maar hoe word hierdie geleenthede by kerke geadverteer in die dag waarin ons leef. Dit gaan dikwels oor wonderwerke en genesings en dis heeltemal reg, want dis wat uiteindelik deel vorm van ons geloof en ons godsdiens. Maar ek wil vandag vir u sê, liewe vriende, Jesus mag nooit geadverteer word in die wêreld daar buite as 'n soort versekeringspolis teen swaar kry nie. Want dis nie die waarheid nie. Baie predikers vandag, terwille van baie redes waarop ek nie nou wil ingaan nie, baie predikers vandag hou Jesus voor en wil daardeur baie dikwels hulle kerke vol maak en wil graag hê dat mense moet hierdie pragtige mooi geboue wat ons bou van hoek tot kant vol sit met hierdie wonderlike idee en gedagte dat as ek Jesus aanneem, dan is al my probleme daarmee heen en verby. En dit word baie keer amper deurgegee of dit nou 'n pad van maanskyn en rose is as ek Jesus aanneem. Nou kom ek vir u sê, daar is geen fout en daar is geen probleem met die aanneem nie, maar om onder die illusie te sit van dat as jy Jesus het, gaan jy nooit weer probleme het nie, is nie die waarheid nie. My Bybel sê in Jesus se eie woorde, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ons maak ongelukkig in die dag waarin ons leef, baie keer die evangelie, Jesus Christus, ons maak dit goedkoop, deur 'n illusie by die wêreld te los, dat dit verskriklik maklik is om Jesus te volg. As ek na die Bybel gaan kyk en na dit wat ek vandag vir u kom lees het, sê vers 24 die volgende, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon. Kom ek vra vir julle hierdie vraag, is dit maklik? Nee. Een van die grootste probleme waarmee ons vandag sukkel as mense, is die feit dat hier binnekant in ons is daar 'n ek. En as ons dit nie kan regkry om daardie ek te onderdruk, want dis my begeertes en my wil, en my drome en my planne, en 'n gedurig deur is daar 'n opstand van die self. Mag ek vandag vir julle, en ek wil nog op 'n stadium hieroor wil ek preek, maar dit kom net in my gedagtes op. Mag ek vandag vir julle kom sê, wat is die grootste probleem van die meeste gelowiges vandag in die wêreld? Inteendeel, ek wil die voorspelling kom maak om te sê dat dit die grootste probleem van alle gelowiges is. En as jy jou nou vanmôre hiervan verskoon, is dit dalk juis 'n probleem. Die grootste probleem is waarmee ons vandag sit, en kom ek sê sommer, dit kan die oersonde genoem word, die sonde van alle sondes, want dit was selfs die rede gewees waarom Lucifer, die sielevyand, uit die hemel gewerp is, en dit is as gevolg van trots, pride. En vriende, dis een van die grootste probleme waarmee ons sukkel. Pastoor, nie ek nie. Ek wil vandag met jou dalk miskien, nadat ek so 'n bietjie met jou gepraat het, vra, Heer, evalueer net weer bietjie jou lewe en vra vir jouself. Weet jy wat is die grootste probleem? Is dat ons baie keer hierdie ding binne in ons het, want uiteindelik wil ons, is daar 'n paar goed wat ons wil doen. Ons wil bewys wie ons is. Ons kan nooit jammer sê, want ons kan nooit verkeerd wees nie. Ons het hierdie ding van dat ek is uiteindelik op 'n plek waarin ek liewerste leuen sal vertel, as wat dit iets aan my image moet kom doen van, ekskuus, ek is regtig laat want ek het verslaap. Ek sal liewerste vir die ou sê, ekskuus, ek is laat want my wiel was pap. Net laat my beeld beter lyk. Is dit nie trots nie?
Weet julle, dit is nou maar net eenvoudig so dat die wêreld sê vandag vir ons dat ons is nommer 1. En eintlik sê die wêreld vir ons, leef net vir jouself en vir jou eie belange. Maar Jesus het 'n heel ander boodskap as hy kom sê dat ek myself moet verloon, ek myself moet kruisig. Nou hierdie skrifgedeelte vanmôre se tema lê uiteindelik hierin dat daar 'n baie belangrike aanname is wat gemaak moet word, en dit is dat as ek nie gaan verstaan wat dit beteken om 'n volgeling te wees eerder as 'n bewonderaar nie, gaan ek dit heeltemal mis. Baie van ons bewonder die geloof en Jesus Christus op 'n afstand as hierdie bewondering van dit wat gebeur in ander mense se lewens. Van dit wat gebeur uiteindelik baie dikwels as ons net hoor van getuienisse, hoe die Here vir ander mense kom goed wees. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, dis nie nodig dat jy 'n bewonderaar moet wees nie, want Jesus wil dit vir jou ook doen. Jesus wil in jou lewe uiteindelik vanmôre opdaag. Des te meer klink die woorde van Jesus in ons tydsgees. Vandag as hy vir ons kom sê dat dit belangrik is dat ons hom moet volg, en dis belangrik dat ons ons kruis moet opneem, dis belangrik dat ons onsself moet verloon, klink dit vir ons amper half so belaglik, want ons lewe mos in 'n soort wêreld waarin ons gedurig deur van alle kante af bestook word met hierdie gedagte van om van jouself iets beters te maak. Nou daar is niks daarmee fout nie. Ons is so ingestel op gemak, plesier, die maksimum genot vir die minste moeite. Ons het so 'n verbruikersmentaliteit dat ons baie keer net wil hê, ons wil net drive-through, en ons wil net microwave, en ons wil net kits oplossings, dis kits koffie, en is kits melk, en is kits kos. Alles is so in 'n oomblik, sulke vinnige goede wat gebeur. En nou verwag ons dat dit so ook baie keer moet gaan met ons geloof. Daar moet 'n soort van 'n drive-through wees waarin ons net vinnig vir die Here kan sê, Here, dis my bestelling, dis wat ek nodig het. As ek nou aan die ander kant kom, ag, sal ek dit maar net oplaai. Dankie dat U dit vir my gee, dankie dat U dit vir my doen. Dis nie hoe dit werk nie. Vriende, as ons nie gaan besef hoe belangrik dit is dat ons van nature hierdie geweldige stryd het tussen die ek en die self. Jesus sê die belangrikste ding wat ek as 'n gelowige moet weet, is dat ek daardie ek en daardie self moet kruisig, want as dit bly opstaan en homself bly verhef, en homself gaan bly op 'n troon en op 'n voorgrond stel, dan kan ek nooit uiteindelik deur die Here regmatig gebruik word nie. Kom ons wees eerlik vanmôre, is nou nie nodig dat jy jou hand moet opsteek en sê, ja, ek is skuldig nie. Kom ons wees vanmôre dood eerlik met onsself. En dan sal ons mos nou erken en bely dat dit waar is dat ons elke dag 'n stryd het met die self. Elke dag het ons nodig om ons te onderwerp. Dit is so moeilik, daardie opoffering, daardie selfverloning, daardie eie belange prys gee. Daardie dinge wat uiteindelik kom sê dat hier diep binne in my moet daar so verandering kom, dat dit uiteindelik nie meer vir my saak maak wat ander vir my sê, of hoe ander my beleef, of hoe ander my sien nie. Dit maak vir my werklik net saak wat God van my weet. Vriende, te veel van julle wat vanmôre hier sit, lewe vir die applous van die wêreld. Te veel van julle wat vanmôre hier sit, is so ingestel, en ek dink Greta Wit het verlede week het sy so 'n bietjie aan dit geraak, toe sy gesê het, dit gaan net oor die likes, die heeltyd op social media, op Instagram en op Facebook, want dit laat ons beter voel. Ek wonder of jy vergeet het dat die grootste like het jy reeds gekry, toe Jesus Christus sy seun, toe God die Vader sy seun gestuur het, Jesus Christus, sodat jy kan lewe. Toe jy reeds die regmerk gekry, toe jy reeds uiteindelik van God self kom hoor, dat ek het in jou lewe, het ek iets raak gesien, soveel so, dat ek wat vir my kosbaar en vir my belangrik is, my seun Jesus, as 'n offer gegee het, sodat jy mag lewe. Kan ek gou vanmôre vir jou kom sê, dat die prys, wat die Here van ons vra, is die volgende. Is jy bereid om die gemak van middelmatige Christenskap te laat vaar en met jou hele lewe Jesus Christus te volg? Jy sien, jy kan besluit in hoe mate jy jou Christenskap gaan leef. Baie ouens daag net op, hulle is bewonderaars.
Die hele wêreld is vol van bewonderaars. Ek was oor die naweek betrokke gewees as gevolg van my betrokkenheid by een van ons skole in die dorp op die beheerliggaam, was ek betrokke met verskillende celebrities gewees. En was dit vir my vreeslik interessant om te sien die geweldige bewondering van mense na hierdie mense toe. Dit was vir my vreeslik interessant om te sien hoe mense optree wanneer hulle iemand bewonder. Nou kom ons wees nou maar eerlik, ons almal het iewers iemand wat ons bewonder, is dit nie waar nie? Dit kan dalk 'n sportster, dit kan dalk 'n rolprentster wees, dit kan dalk miskien 'n baie groot prediker wees wat jy op televisie al gesien het, dit kan dalk miskien iemand in jou dorp wees. Almal van ons het iemand wat ons iewers bewonder. Maar daar is 'n ander soort van inkoop na mense toe wat jy bewonder, as na mense toe wat jy volg. Want wanneer jy iemand bewonder, kan jy amper half net een kant staan en dink wat jy wil. Dit vra nie vreeslik van deelname nie. Uiteindelik al wat nodig is dat jy net bewonder. Daar op 'n afstand, daar ver sien jy, en jy dink by jouself, kyk hoe pragtig, kyk hoe mooi. En daar is niks seker daarmee fout nie. Maar vriende, wanneer dit gaan oor ons geloof, kan ons nie bewonderaars wees van wie Jesus is nie. Dan vra dit vervolgelinge. Dan vra dit vir mense wat bereid sal wees om die prys te betaal. Hulle het 'n tyd gelede het hulle 'n ondersoek kom doen in die Amerikas en oor 1000 kerke is ondervra. En hulle het vir die kerke kom vra, waarom bestaan jou gemeente? Hulle het dit vir die lidmate gevra. 89% lidmate het geantwoord dat die doel van die kerk is om na my gesin se behoeftes om te sien en ek is hier vir daardie voordeel. Ek wonder wat sou ons gemeente gesê het as hulle die ondersoek moes gehad het. As jy wat vanmôre hier sit moet dink aan kerk, waarom is jy hier? Pastoor, ek is hier om 'n mooi boodskap te hoor. Pastoor, ek is hier want ons sing so lekker. Pastoor, ek is hier want uiteindelik gaan dit daaroor dat my kinders het 'n plek waar hulle kinderkerk bywoon. Daar's 'n mooi toegeruste moederskamer. Ek hou van julle opset. Pastoor, ek hou van die preek. Ek hou van die feit dat julle georganiseerd is. Dit is mooi en dit is lekker en dit is lekker om hierdie goed te hoor. Maar vriende, ek dink nie dat dit altyd noodwendig God se plan vir my en vir jou as mens is, as daar 'n verklaring moet wees oor waarom ons by die kerk betrokke is nie. Soos ek reeds gesê het, verkondig mense vandag steeds 'n Jesus wat verhinder dat jy iets oorkom, 'n Christus wat moet sorg dat dit met jou altyd moet goed gaan. En hoor net wat sê hy, as hy vanmôre vir my en vir jou kom sê, soos ek my eie wil gemaak voordeel in lewe moes prysgee, om die wil van die Vader uit te voer, sê Jesus, so verwag ek dat elke een wat my volg, bereid sal wees om sy gemak en sy plesier en sy voorregte prys te gee. Hoeveel kerke vandag het stryd en konflik, omdat daar mense is wat gedurig deur hulle regte afeis. Waar ek sit, waar ek parkeer, waar ek staan, hierdie venster moet vir my groot oop wees. As jy wil hy moet klein toe wees, moet jy maar op 'n ander plek gaan sit, want dit gaan oor ek, dit gaan oor my. Dit gaan oor my kinders, pastoor, dit gaan oor my familietjie, dit gaan oor ons hier. En soos wat ons hierdie pad stap van die Here, vergeet ons partykeer dat die Here Jesus se vereiste vir ons geloof lê juis daarin dat ons onsself sal verloon. Dat ons die ek sal kruisig. Ek wil afsluit vanmôre met die woorde wat uiteindelik net in 3 wonderlike kort gedagtes opgesom kan word. Die eerste een is, jy moet jouself verloon, en dit is om jouself en jou eie ek te verloor, daardie aflê van jou eie belange, want wanneer dit by Jesus kom, sing ons mos daardie lied wat sê, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Is dit nie waar nie? Maar leef ons dit, vriende? Of beklei ons ook wie eerste in die ry gaan staan? Raak ons ook ongeskik as iemand sommer net voor indruk? En laat ons hom gou verstaan, dis nie sy plek nie. Jaag ons ook om voor by die robot te gaan stop?
As ons by die kerk is en iemand nou onder my boom geparkeer het, is die gord gaar. As ons opdaag hier by die gemeente en iemand groet my nie, of iemand kyk nou net na my rigting en ek self heeltemal onseker voel oor hierdie nuwe kapsel, dan is daar moeilikheid. Dan bly ek vir 'n paar weke weg. Mis ons dit nie heeltemal nie, vriende? Sê die Bybel nie uiteindelik dat ons onsself moet verloon? En as ek vandag na die kerk oor die algemeen kyk, dan sien ek 'n kerk wat homself wil optel, verhef, wil mooi lyk na buite toe. Vriende, my Bybel sê, Jesus sê, as iemand my wil volg, en agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis optel, en dan kan hy agter my aankom. Dis heeltemal anders as wat ons partykeer dink. Dis heeltemal anders as wat ons dit partykeer leef. Jy met jou kruis dra beteken uiteindelik maar net dat, en onthou julle, ons praat maar so maklik om te sê elke huis het sy eie kruis. Maar eintlik is dit nie reg om te sê elke huis het sy eie kruis nie. Ons moet net uiteindelik verstaan dat, en as ons dit sê, dan beteken dit mos nou hierdie huis het sy eie krisis en sy eie moeilikheid. Maar dis nie wat bedoel word nie. As jy in Jesus se tyd iemand met 'n kruis gesien loop het jy geweet oor 'n paar uur gaan daardie mens dood wees. Want hy het nie maar, ek bedoel, jy tel nie 'n kruis op en jy stap nou deur die straat om 'n statement te maak en te sê ek volg Jesus nie. In die tyd van Jesus het jy 'n kruis gedra as jy op pad was om gekruisig te word. En dis waar die beeld vandaan kom as Jesus sê elkeen moet sy kruis opneem en my volg, wat uiteindelik beteken ek moet in myself sterf. Dit is die moeilikste deel van ons menswees. Want elkeen wil homself laat geld. Elkeen wil homself laat hoor. Elkeen wil daarom vertel hoe belangrik hy is. Vir my tog so interessant as ouens hulle self voorstel met al hierdie titels: profeet, apostel, prediker, pastoor, dokter. Ai ouens, ons mis dit. Ek dink nie Jesus sou homself voorgestel het as rabbi, profeet, seun van God nie. Hy was net Jesus, wat beteken God is met ons. Mense hou nie vreeslik daarvan as ek vir hulle sê julle kan maar vir my sê Renier nie. Want pastoor, nee, ek het groot geword, jy's pastoor. Ja, as jy so voel, noem my maar so, maar weet jy wat? Uiteindelik is daardie naam pastoor nie 'n titel nie, dis net my funksie. Wat eintlik beteken ek is 'n herder van 'n gemeente. As jy 'n haarkapper toe gaan sê, jy mos nie môre haarkapper. Jy sê mos nie môre slagter. Sê by die slaghuis kom nie. Hulle sal mos vir jou kyk of jy nou al vreemd is. Jy sê mos môre Piet, môre Koos, môre Jana, môre Gertie of wie ook al. Vriende, as ons gedurig deur self wil optel, gaan ons dit mis. My Bybel sê, dis wanneer ons onsself verloor, dat ons onsself weer sal vind. Ek wil jou vanmôre net bemoedig met hierdie woorde: kruisdra is 'n volkomme oorgawe en 'n absolute toewyding. Is jy gereed daarvoor? Jy sit dalk vanmôre hier en vir baie jare dien jy die Here. Jy sit dalk vanmôre hier en jy stap die pad van Jesus. Maar jy's gedurig deur in hierdie stryd en jy sukkel om vordering te maak. Want dan is jy hier en dan is jy daar. Een van die grootste goed waarmee ons sukkel, is omdat ons nie verstaan dat Jesus se vereiste vir 'n volgeling is selfverloning. Ek sukkel daarmee. En ek weet jy ook. Maar ek werk baie hard daaraan. Want weet jy wat? As iemand vir my 'n skewe woord sê, dan het ek mos nou die reg om hom 'n piece of my mind te gee. Kom nou. Iemand het op 'n dag geskryf, James Dobson, as jy ooit 'n boek van James Dobson in die hande kan kry, lees dit, is regtig van die beste boeke. Ongelooflike raad wat hierdie man oor huwelike, kinderopvoeding, kinderdissipline, dis een van die beste praatjies. Ek sien van ons groot radiostasies gebruik deesdae van sy uitsendings. James Dobson sê op 'n dag, as iemand op hom spoeg, dat een van twee keuses, dis die grootste vernedering, en hy kan 'n vreeslike ding daarvan maak, of hy kan aan die ander kant besluit, dis water, dit sal uitwas, en omdraai en wegloop.
Ek dink die ou wat besluit, ek gaan nie vreeslike issue hiervan maak nie, is die ou wat in homself gesterf het. Want die ou wat homself verhef, gaan uiteindelik daai ou laat verstaan, jy het nie die reg nie. En nou wil ek nie vanmôre die implikasie hier by jou los, dat Christendom beteken dat jy nou die ou softie moet wees nie. Jesus het uiteindelik so bold, as ek die woord mag gebruik, opgetree, dat hy die tafels in die tempel omgekeer en gesê, dat julle maak nie van my pa se huis, hierdie huis moet uiteindelik 'n gebedshuis wees, dis nie 'n handelshuis nie. Hy het opgestaan vir wat reg is, maar selfverloning het daarmee te doen, dat ek nie nodig het dat die ek op die kroon en op die troon moet sit, om beter oor myself te voel nie. In die hart van my lewe, sit Jesus Christus op die troon. Ek sluit af, Jesus moet gevolg word. Iemand het op 'n dag hierdie mooi Engelse ding gesê, if you want to follow Jesus, you better look good on wood. Verstaan julle? Want dit beteken jy gaan gekruisig moet word. En wanneer jy dit verstaan, wanneer jy uiteindelik net vir 'n oomblik weer sien dat hierdie soort van geloof wat voorgehou word as dat dis net maanskyn en rose, is so bietjie weg verwyderd van die realiteit af. Weet julle wat? Ek het agtergekom dat om die pad van die Here te stap, vra vir 'n ongelooflike groot opoffering. Dit vra vir harde werk. Dis nie maklik nie. Iemand wat vandag vir my kom sê dat om die Here te dien is maklik, ek wil vir hom kom sê, weet jy wat, jy mag dalk so voel, maar my ervaring is anders. Dis harde werk, dis 'n opoffering, dis regtig 'n groot dissipline. Job kla op 'n stadium in sy lewe en hy sê, Here, ek kan nie verstaan waarom dit vir my lyk asof dit met die goddelose mense beter gaan as wat dit met my gaan wat U dien nie. Hoeveel maal het mense al by my gekom en dan sê hulle vir my, pastoor, ek verstaan nie. Ek het nou net begin om my 10de te betaal en nou skielik het my besigheid moeilikheid. Pastoor, ek is nou net deur die doopwater en nou val die vyand my aan. Pastoor, ek kan nie verstaan nie, ek het net hierdie mooi voorneme, ek en my vrou om vir God te begin werk, en nou skielik breek alles wat stikkend is by die werk, en kom ons nie daarby uit om vir die Here te werk nie. Wat gaan aan? Vriende, die vyand is mos nou nie gelukkig as hy grondgebied verloor nie. Hy sal absoluut alles in sy vermoë doen om jou uiteindelik te kry, om maar net met 'n middelmatige soort van geloofslewe by die huis te sit. God het jou bedoel vir meer. Job kla oor die ellende van sy eie lewe terwyl hy kyk na hoe dit met die goddelose gaan. Weet julle wat is God se antwoord vir Job? Die Here sê vir hom, dit mag dalk so wees, Job. Dit mag dalk vir jou lyk of die goddelose dit makliker het, maar gaan let op albei se einde. Hier lê die groot verskil. Gaan let op albei se einde. Die goddelose se einde aan die een kant en die gelowige se einde aan die ander kant. Vir my is die lewe Christus, sê Paulus, en dan word selfs die sterwe 'n wins. Mag ek vanmôre vir jou kom sê, die Here soek nie bewonderaars nie, hy soek volgelinge. Manne en vroue wat bereid sal wees om te staan en te sê, ek sal die punch vat, ek sal die prys betaal. Ek sal die kruis opneem en ek sal myself, my eie belange, op die agtergrond stel, sodat Jesus in my lewe verheerlik kan word. Een van die mooiste goed wat in hierdie week met my gebeur het, Chantel, nadat jy vanmôre so mooi kom vertel het van die jong kind daar by jou skool, een van die mooi goed wat hierdie week met my gebeur het, is toe ek uiteindelik net kom sien, wat 'n verskil dit maak as jy gaan begin in mense se lewens reageer met Jesus liefde, eerder as met beklei en twis. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ek hoop regtig dat dit lewensveranderend vir jou was. Jy is baie welkom natuurlik om hierdie boodskap te bestel. Die nommer wat nou deur die uitsending gewys het, is die nommer waarby jy kan bestel. Jy kan skakel 013-282-5167. Ons leef by die kruis van Jesus, elke dag, elke plek en in elke verhouding.